Ek weet ons het Engelse besoekers vandag ook hier, so en ek gaan net hierdie skrif weer 'n keer in Engels lees, net die korter weergawe. So I want to say thank you for the English people visiting, and you are welcome. I would love to just read this verse again in English. So when I speak English, it still sounds like Afrikaans. So, but let's try it. Okay, a final word. Be strong in the Lord and His mighty power. Put on all the God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers, authorities, unseen, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Wow, dis 'n mondvol. Ons sê baie dankie vir die Here vir sy woord. Ons praat vandag oor die bose. Stamp jy ou langs jou en sê jy het 'n verkeerde dag gekies om kerk toe te kom. Ons praat vandag oor die bose. And why do we do that? We talk about evil today because it's part of our scriptural reading. We've been working systematically through the whole of Ephesians. And if Paul thinks it's necessary to talk about evil, then we're going to talk about evil. Maar ons gaan jy nie tot in die doodskade weer inpreek nie. Ons gaan jou aan die ander kant uitpreek. Okay. So hou vas en kom ons gaan kyk. Hierdie is die onderwerp van geestelike oorlogvoering, spiritual warfare. Dit is iets waaroor ons nie baie praat nie. Dit is iets wat nie in elke dag se gesprekke opkom nie. En daar word gewys dat in die westerse wêreld, the Western world battles with the concept of evil. We've kind of killed the devil. We don't like to talk about evil. But in all other cultures, African, in the East, Asia, all over, het hulle geen idee, geen probleem om te praat van geestelike oorlogvoering nie. Die wêreld daar buitekant belief, glo met hulle hele hart. Daar is 'n geveg tussen die goeie magte van God en die slegte magte van bose. En hulle lewens is so ingeruk. Jy kan die wêreldkulture gaan kyk, hulle rig hulle lewens so in. Maar die westerse hou dit bietjie stiller. Dit is bietjie moeiliker. Ons verstaan dit moeiliker en dalk kort ons bietjie goeie teologie en 'n goeie begrip. Maybe we don't understand it as we should. So Paulus begin deur te sê, hier sy beginwoorde. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen magte, teen wêreldhebbers in duisternis, teen die bose geeste van die lig. Sê hom net. Jy is so moeg as jy hom klaar gelees het. So Paulus sê, we don't just fight against natural. We fight against the supernatural as well. So wat Paulus nie sê nie, hy sê baie versigtig, hy sê nie, ons veg net teen die bose magte in die lig nie. Hy sê nie, daar's geen geveg teenoor mense nie. Hy sê nie, daar is mense wat in konflik leef en dit is net 'n totale natuurlike verskynsel nie. Nee, wat Paulus sê, hy sê, agter elke groot oorlog, agter elke groot genocide, agter elke groot ethnic cleansing, war in this world, it is not just natural, there is something supernatural behind that. En as ons dit nie begryp of verstaan nie, gaan ons verskriklik sukkel om sin te maak van die lewe in die wêreld waarin ons leef. Ons gaan vandag na Paulus se woorde kyk en ons gaan na 3 goeters kyk en ons gaan vlugtig, ons gaan 2 hanteer en die ander een gaan ek net noem want hy word volgende week hanteer. Dan sluit ons af met Efesiërs volgende week. So, 3 goed wat Paulus wil hê ons moet wees. Who do we fight? What do we fight? And how do we fight it? Who do we fight? What do we fight? And how do we fight it? So Paulus begin met sy woorde en hy sê ons geveg is nie slegs teen vlees en bloed nie. Waarom sê hy dit? Hy het self, hy sê nie slegs teen vlees en bloed nie. Onthou, Paulus verstaan, hy het ook geveg, hy's gestenig deur mense, hy's in die gevangenis gegooi deur mense, hy's vir dood agtergelaat deur mense. Hy verstaan die geveg
tussen vlees en bloed. Maar wat hy sê, alles, agter elke genocide, agter elke oorlog, agter elke ding, kan die bose ook wees. En ons moet dit raak sien. Ons moet 'n teologie vorm waar ons weet, hierdie wêreld is nie net alles wat ons sien nie. As ons dit nie verstaan nie, gaan ons sukkel om sin te maak as ons na die wêreld kyk. Daar's dinge wat in hierdie wêreld gebeur. En ons moet op 'n manier weet, waar kom daai goed vandaan. Ons moet op 'n manier kan sin maak oor hierdie goeters werk. Nou, dis 'n groter westerse probleem. Dit is 'n probleem wat in die westerse taal kom. Daar is soveel huiswerk al gedoen dat die westerse sukkel om 'n konsep te hê van bose. En ons haal dit, ons skryf dit uit ons kinderbybels uit, ons skryf dit uit die Bybels uit, ons praat nie graag daaroor nie, en ek dink dit is reg. Ons moet nie vir dit meer airtime gee as wat dit nodig is. Maar soms moet ons mekaar herinner. Wat glo die Bybel hieroor en wat sê die Bybel vir ons? Andrew Delbanco die volgende geskryf in sy boek The Death of Satan, en hy het die volgende boek geskryf. Hy sê, a gulf has opened in our culture between the visibility of evil and the intellectual resources to cope with it. Hy sê, ons het die idee verloor van kosmiese, persoonlike en diepgeestelike, bonatuurlike boosheid. He says there's a gap between that we know the evil is there and our ability to understand it and to think about it and to put it in its right place. Daar's 'n gap, daar't 'n kloof oopgetrek. Daar's 'n film. Ek weet nie wie het hom gekyk nie. Is nie aanbevelend nie, maar ek het hom gekyk. Jare terug, ek dink ek was 'n tiener, onthou julle die film, was dit Hannibal Lecter, Silence of the Lamb. En in Silence of the Lamb, onthou julle die film? Okay, ek sien nou wie dit gekyk. Ek het dit nog nooit gekyk nie. Ek wil net sien wie dit gekyk. Okay, notas maak. Okay, en The Silence of the Lamb is daar 'n jong speurder, en hy moet nou vir Hannibal Lecter, die kannibaal wat nou in die tronk is, moet hy 'n interview mee gaan voer. En hy is op pad na hom toe, en julle weet, hy het hierdie atrocious goed gedoen. Hannibal Lecter was a cannibal, and he done the most atrocious sins to think about. En hierdie speurder kom na hom toe geloop, en hier is wat die speurder sê. So die speurder loop, ek dink saam met tronkbewaarder, ek onthou hierdie scene, saam met tronkbewaarder, hulle stap na die sel toe, en this is what the detective asked. What happened to him to make him so twisted? What happened to him? You see, he's got this idea that something has to happen to you. Your mom has to not feed you right. Your grandpa has to expel you out of his house. Al hierdie goeters moes gebeur, dis hoekom hy evil is. En hoor Hannibal Lecter wat hy vra, en hy het nie geweet hy hoor nie, en dis wat hy sê. Nothing happened to me, Officer Starling. I happened. You can't reduce me to a set of influences. You've given up good and evil for behaviorism. Officer Starling, you got everything in moral dignity pants. Nothing's ever anybody's fault. Look at me, Officer Starling. You can't stand to say, I am evil. I am evil, Officer Starling. Vir een of ander rede het ons in die westerse wêreld sukkel ons om te identifiseer. Dit is van God af, maar dis nie van God af nie. Hierdie kom van 'n ander plek af. This what's happening now comes from a source different from God. Kom nie van my af nie. En daar is die hele gaping in ons opvoeding. Maar die Bybel is glad nie bekommerd om daaroor te praat nie. Die Bybel gee glad nie om vir ons te sê dat daar evil is nie, hoe hy funksioneer nie. Die Bybel gee glad nie om vir ons te sê waar dit vandaan kom nie. Volgens die Bybel, waar kom evil vandaan? Volgens die Bybel was daar in God se koninkryk was hy hierdie engele, en daar was hierdie een besondere engel wat hy gemaak het, wat skoon was en beautiful was en groot verantwoordelikheid in die hemel gehad het. Ons gaan vir julle nou lees. En hierdie engel het op sy skoonheid, sy eie skoonheid verlief geraak.
En die engelse naam was Lucifer. En hy was weggevoer deur sy eie skoonheid, omdat God hom so wonderlik gemaak het. En wat het gebeur? Hierdie engelse hart het 'n ruimte, 'n plek gemaak vir boosheid. Just a few verses on that. Esegiel 28:14. Jy is aangestel as 'n gerub wat alles oppas. Ek het dit so bepaal, jy was bo in die heilige berg van God, tussen die glinsterende edelstene het jy rondgeloop. Message. From the day you were created, you were sheer perfection. And then imperfection, evil, was detected inside of you. Jesus se eie woorde. Dit is weer Esegiel. Hoor wat sê hy? Hy sê, jy het trots geword op jou pragt, jou aansien, het veroorsaak dat jy jou wysheid verloor het, daarom het ek jou op die aarde neergegooi voor die konings wat toekyk. Lucas, where Jesus' own words, he said, I saw the devil fall from heaven to earth. Jesus' own eyes saw it. If Jesus is not afraid to talk about it, why are we afraid? We would rather believe it doesn't exist. Ons voel net veiliger oor ons wêreld. Ons voel dalk net beter. We would love to create a world where we are in control and we can control all elements of it. But is ons nie dan God nie? Are we not God if we want to control everything? Is ons dan nie God nie? Hoor gou, hier is beautiful. Ja. Hoor mooi, ja. In hierdie wêreld is daar boosheid, in hierdie wêreld is daar verkeerde dinge. Maar in hierdie wêreld is daar ook foute wat kom deur psigologiese en fisiologiese invloed op jou lewe. Ja, dit is so dat as jy nie in 'n ordentlike huis groot geword het nie, ja, dit is so as jy mishandel, ja, dit is so as jy aan trauma blootgestel word, ja, dit is so as iets fout gegaan het, kan jy so seer wees en so gebroken wees, dat dinge kan verkeerd gaan en jy verkeerd optree, ja, dit is 'n deel. Maar dis nie net natuurlik nie. Daar is ook 'n bonatuurlike element in hierdie wêreld waar ons onsself vind. Nou, 'n paar gedagtes vir die skeptikus, wat is die woord? Skeptici. Vir die skeptises tussen ons. Die skeptises tussen ons. Nou kan ek eens Afrikaans praat nie. Freaking hell. Okay, 'n paar antwoorde. Okay, eerstens. Die moderne mens, the modern person says the following. You know, you who think on the devil exist, are simple-minded. But I want to ask this question. When Jesus talks about the universe, he talks about different realities. A very complex universe. He talks about this time where we live in, but Christ already sees the end, he sees the beginning. And then God is in another realm. And then the devil is in another realm. Christ has a very complex idea of the universe. If you don't think about the devil, you don't think Jesus, is that not simplicity? Is that not simple-minded? Is that not simple-minded? The Bible scholars had this incredible complex idea of the universe, and they know everything is not what you see, everything is not what you can touch. There is much influence on this world, greater than the natural. That is a not simplistic view of the universe. Okay, volgende een. Do you believe in God? Do you believe God is a spirit being with absolute love and goodness and beauty that you can't see? That is very real. Glo julle daarin? Okay, ook al glo jy nie dat daai selfde God sê daar's 'n duiwel wat onsigbaar is, wat evil and bad is nie. If you believe in God, you should believe in what God says about the devil. Is dieselfde beginsel. Ons is onsekwent as ons nie glo in die duiwel nie. Okay. Sonder God se hulp gaan ons nooit die duisternis verstaan en dit kan oorwin in ons eie lewe en die invloed in ons eie lewe wat op ons het nie. Maar moenie mismoedig raak, julle gaan ons nie oorneem nie. Ek gaan nou vir ons help. Ons gaan nie ons daar los nie.
As jy sukkel om te glo in die bestaan van die duiwel, val jy nie dalk onder een van sy grootste strategieë dat hy nie bestaan nie. Een van die grootste triks wat die duiwel vir die wêreld gebring het, is om vir die wêreld te sê, ek bestaan nie. Don't think about me. I will do my job in the shadows. And I'll have great influences on your lives. Ek dink net, Jesus leer sy disciples bid, nee. In the prayer which Jesus teaches his disciples to pray, he comes and he says, let me teach you how to pray. En hoe eindig hy sy gebed? Kom bevry ons van die bose. Vir Jesus Christus is die bose het invloed en wil invloed uitoefen, en ons as kinders van die Here moet God vra om ons heeltyd daarvan bewus te maak en ons te bevry van daai invloed. God want us to be free, really, really free. Hy wil ons losmaak en vrymaak hiervan. OK, wat beveg ons? Wat beveg ons? So, Paulus stel dit vir ons duidelik, Efesiërs 6 vers 11. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel. Wat beveg ons? What do we fight? We fight the strategy of the devil. Die liste van die Bybel, dis 'n woord wat pragtig vertaal word in die Grieks, is 'n woord wat sê metadia, which means method. And method comes to strategy. So what do we fight? We don't fight the devil in person himself. Paul says, no, we fight his strategies. We fight his strategies. And we have to understand what his strategies is. Ons moet weet dat die Bybel het planne en strategieë. Hy gebruik hulle nog altyd van die begin van tyd af. En daai planne en strategieë kan ons ken. We can understand his vices. We can understand his strategic plan to make you fall. What is the devil's only target? Wat sy enigste doelwit? Is to create distance between you and God, that's it. To create distance between you and God. Dis wat hy wil hê. Afstand tussen jou en God. OK, die liste van die duiwel. So met ander woorde, hy het 'n arsenaal van wapens. Daai wapens is bekend by ons. 2 Korintiërs 12:11 sê die volgende. Hy sê, die bedoeling is dat ons nie deur Satan uitoorlê word nie. Paulus sê dit. Die bedoeling is dat ons nie deur Satan uitoorlê word nie. Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. Wie is die ons van wie Paulus praat? Is die kerk. Paul sê, we know his plans. We know his plans. Daarom val ons nie vir dit nie. We don't fall for it. Why? Because we know it. Nou wonder ek as jy hier sit. Het jy al 'n lys gemaak van sy strategieë? Is dit vir jou iets regtig waarteen jy moet waak? Is dit iets wat vir jou belangrik is? Hoor nou baie mooi. We are not suggesting you become focused on Satan at all. Please, no. Never. But do you know his vices? Verstaan jy sy strategieë? Weet jy hoe kom hy? Weet jy wat gedagtes gebruik hy? En ons wil vandag hom 'n bietjie ontbloot. En net sê, hoe kom hy gewoonlik na ons toe en wat is die skade wat hy maak? Okay. 2 big mistakes you can make when thinking about the devil. 2 groot foute wat ons kan maak. En Paulus wys vir ons hierdie foute baie mooi uit. Okay, so ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose, sê hy. Kyk gou gebruik hy dit, die eerste fout. Die eerste fout wat jy kan maak, the first mistake you can make when thinking of the devil, is om hom te onderskat. Onderskat. To misjudge him. Wat is 'n goeie Engelse woord? Underestimate. To underestimate the devil. Listen how Paul uses his words. Hy sê, julle geveg is nie teen die bose nie, maar teen die bose regeerders, maghebbers, teen die geeste van heerskappy in die lig in hierdie tyd van donker. It's amazing. Hy sê nie net julle moet stryd teen die demone nie, nee. Hy sê daar's geestelike magte, daar's owerhede, daar's heersers. Paulus skets 'n hele rang van verskillende principalities in die lig. En wat hy vir jou probeer sê, moet hulle nie onderskat nie.
Hulle is georganiseerd, hulle weet wat hulle wil reg het, hulle het een groot doel, hulle wil kinders van God weglei, dat daar afstand is between God and between you. And they've got a plan, and they know how to execute this plan. And they've doing it for many years, and they are very successful. Very successful. So met ander woorde, ons moet verstaan wat is die strategie. So die eerste strategie, die eerste fout wat ons moet weet, moet hom nie minag nie. Okay. Maar dan is daar 'n tweede fout wat ons kan maak. Die tweede fout is, moenie vir hom sterker maak as wat hy is nie. Don't think the devil is stronger than you need to think he is. That is the second big thing you have to realize. Paulus sê so mooi in hierdie gedeelte, dan sê hy mos, julle moet sterk wees in die Here, julle moet staande bly, en wanneer jy jouself beskerm met die volle wapenuitrusting van God, sal jy staande bly. So Paul says, with you, in Christ in you, you are much stronger than they are. So nie moet niemand ooit bang raak vir die bose nie. En hy sê, jy sal staande bly as jy in Christus is en Christus in jou is. Op 'n ander plek sê hy so mooi, hy sê, maar vir ons wat in Christus is, moet hulle nie vrees nie. Hy praat van die bose geeste. For we who are in Christ should not fear them. You should not fear them. It's the thing that we don't understand and don't know. Usually we fear that. The devil you should not fear. Because we should know him, we should know his vices, we should know his strategic plans. And you should recognize it when it comes into your influence. Ons moet dit verstaan, ons moet dit weet. So daar's twee groot foute. C.S. Lewis, 'n ongelooflike skrywer, hoor gou wat sê hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, there are two equal opposite errors into which our race can fall about the devil. Two opposite errors, two errors. One is to disbelieve in his existence. The other is to believe and to feel an excessive and an unhealthy interest in the devil. Two mistakes. Two mistakes. To disbelieve in his existence, or to have an unnatural, excessive interest in the devil. And then he says this, they themselves, this is the devils, are equally pleased with both errors, and hail the materialist or the magician with the same delight. Die duiwel is baie bly as jy van hom te veel dink, en dan is jy bang vir hom, of as jy glad nie dink hy bestaan nie. Die eindresultaat gaan hy met jou werk, selfde. Okay. 4 bronne van, daar's Richard Baxter, is 'n predikant gewees, 'n ongelooflike predikant, 'n skrywer en 'n ongelooflike goeie beraader gewees. Richard Baxter says there's 4 main reasons, according to him, why people fall into depression. Hy sê, eerste is fisies, physical. Hy sê, you're either sick, and there's physical wrong with your chemical processes, and that's got to be fixed by rest and medicine. Hy sê, then it could be psychological. Jy's te neergedruk. You are sad about somebody left you. You are sad because somebody said bad words to you. You've been hurt in your way of thinking about yourself. Hy sê, wat moet dan gebeur? Mense het nodig om met iemand te praat en vriendelike opbouing te kry. Hy sê, dan is daar moral. You can be depressed because there was a moral break. Jy het een of ander sonde gedoen, of enig van jy het verkeerd gedoen. Hy sê, dit het 'n massive gevoel op jou, dat jy skuldig voel, jy voel sleg daaroor. Hy sê, wat het jy nou nodig? Jy het nodig om na die Here toe te gaan om verskoning te vra, dat die Here jou vergewe. Maar hier sê, there's the fourth one. He says, the fourth is the work of the demonic. Wat inwerk op jou vrede wil steel, jou blydskap wil steel. En wat 'n effek het op jou lewe. En natuurlik kan dit 'n mengsel ook van al hierdie goeie saam wees. Maar dink gou 'n bietjie, die westerse wêreld is nie so ingerig nie. According to the West, it's always only psychological, physiological. Where will you find a psychologist that will say, but it could also be supernatural? In Jesus se tyd was dit so. Toe Jesus op aarde was, het hy soms reguit geloop na mense toe en hulle was siek. Wat het hy gedoen? Hy het hulle hande opgelê en het gesê word genees.
Daar was ander mense na wie toe om na hom toe gekom het. Hy het hulle nie genees nie, want hy het geweet, it's not physical. This is supernatural. En dan dryf hy 'n demoon uit hom uit. Expel a demon out of him. Christ knew what one it is. Maar in ons mediese wêreld, you'll never find it. Hulle sal dit nooit aanvaar nie. Want vir hulle is dit of psigologies, fisiologies. Dis een van daai twee. Dis of een van daai twee. Okay. Wat is die wapens wat die duiwel gebruik? Wat is die wapens wat die duiwel gebruik? What is his main weapon? The word devil comes from the word diabolos, and that means a liar. Afrikaans, hy's 'n lasteraar en hy's 'n leienaar. So the devil is a liar. He's a liar, he's always a liar. So he always comes with great lies. Nou, beteken dit dat daar nie ook foute uit jouself uit kan kom nie? Nee, hoor gou wat gedoen die Bybel. The devil can never take a good person and make a good person a bad person. Moenie dit vrees nie. Moenie dit vrees nie. Hy kan nie dit doen nie. Hier's wat die duiwel doen. Ek is nie 'n goeie voorbeeld nie, maar kom ons sê James sing. Jy's 'n baie goeie voorbeeld. Jy kan sing. Dit soort te sing. Ek het een keer gesing in die kerk toe huil mense en dit was nie die mooi soort huil nie. Maar daarna het ons vinnig 'n band gekry. Die gemeente het gevolunteer. Ek sal kom sing. It was amazing, hoor. Okay. Werk so. As jy wil weet, hulle sê, apparently, as jy wil weet in wat se key jy sing, take your voice and sing that key, open up a piano with the strings and sing into the piano, and there's a string that will resonate with your voice. That is the key in which you are singing. That key is resonating with your key. Dan weet jy, dis 'n, ek mag nie sê G-string nie, nee. Maar ek moet eerder dit glad nie sê nie, ek moet dit dink, voor ek dit sê. Dan weet jy of jy in 'n D-string, D-snaar, if your voice, here's what the devil does. What is ever already resonating in your own spirit, he comes and he amplifies it. He comes and he amplifies it. He cannot make good people bad people. He comes to bad people, he makes them much worse. Moenie met vrees rondloop, laat die duiwel kom jou nou aanval, en hy wil altyd aanval. He's every day busy. Maar you've got Christ in you. Hier is wat hy doen. Julle almal onthou Judas Iskariot. Judas. Die Bybel sê, hoor nou mooi, Judas Iskariot was a good person. Was he? Was he? Luister die storie. As jy mooi die Bybel volg, sien jy, vroeg in die ministry al, het Judas begin geld steel uit die beursie uit, sê die Bybel. En dit het al vroeg begin, so Judas stole money out of the purse of the disciples, slowly but surely. And I believe me, he had some rationalization. I'm worthy of it. You know, I'm looking after the money. I should surely be paid because I'm doing this job. He rationalized it. En daar was niks fout nie, and he ministered with Jesus and with all the disciples. And then what happened? Then slowly but surely, that evil grew. The devil took what was wrong in his life already, it gave him a platform, and he amplified. En hier's wat gebeur at the Last Supper. And Jesus said, there's one here who's going to betray me. And what he does is the following. Jesus broke the bread and he put it down, and this is what the Bible says. And the devil came into his heart. The devil came into his heart. Weet julle wat gaan die wêreld sê as hulle Judas se storie moet kyk? Nee, sy pa het hom nie mooi groot genoeg. Sy pa het hom te hard geslaan. Okay, dis waar meeste van my probleme vandaan kom. Dankie pa. Okay, and the world will try to say, you know, but he never had enough when he was a child. And, you know, this is this excessive brokenness in him to just always have some more money. Party sal sê dis geldgierigheid, maar hy sal sê nee. Ek bestuur nie die geld goed. Rationalize it. But the Bible says it's evil. He took a seed
of badness in him, and he amplified it. So moenie bang raak dat die Bybel sê dat die duiwel kan net al ons Christene sleg maak nie. It will never happen. Because you've got the seed of goodness in you. You've got the seed of Christ in you. Net seker maak, ek spring gou aan. Okay. 2 hoofgroepe leuns wat die duiwel vertel. En ek is nie meer lank besig nie. 2 hoofgroepe leuns. Die eerste leuen wat die duiwel vertel, en as jy na al die sonde gaan kyk, all of the sin can be divided into these 2 main lies. The first lie is to make you think higher of yourself than you should. That's called temptation. Temptation is when I start to think higher of myself than I should. The second lie that the devil do is the opposite, is accusation. He wants to make you feel less than you really are. In temptation kom die duiwel en hy wil vir jou laat dink, jy's baie goed en jy's great. Hy wil jou help om, mooi kyk hierso, hy wil jou help om God se heiligheid te ignoreer. Hy wil jou help om sonde te rationaliseer, want jy's mos so great, en dan wil hy jou help God se genade misbruik. God se genade misbruik. Die oomblik wanneer ons met accusation werk die volgende. Dit is waar hy wil God se liefde vir jou wegsteek. God het my nie lief nie, ek is nie goed genoeg nie. Dit is waar hy vir jou God se toorn wil wys. Hoe kwaai is God in die Ou Testament? God is mad at you. You're not good enough. God doesn't love you. And then, God's wrath. He wants to show you God's wrath. Die een wys jy's great en jy's goed en jy kan niks fout doen nie en jy kan maar hierdie sondetjies doen want God se genade is te groot. Die ander kant wys hy vir jou, you are nothing. Jy is skuldig en jy gaan gestraf word. En beide van hierdie is devastating vir ons geestelike lewe. John Newton sê, jy kan nooit nie meer genoeg bewus wees van die sonde in jou lewe nie. Maar, wees nooit, moet nooit die krag van God se genade minag nie. So jy is bewus van die sonde in jou lewe, maar God se genade is altyd groter. You are aware of the sin in your life, but God's grace is always greater. It's always greater. It's baie belangrik om my balans te hê. Okay, temptation, this is the lies. I just want to give you a few how it sounds because we have to recognize it. We want to help you to see the strategic plan of the devil, to notice it. And when you notice it, to apply the right wisdom which God will give you. So, eerste ene, in temptation, this is when you think too high of yourself. What he does, he show you the bait and he hides the hook. He want to catch you with this. Eerste ding is, hy help jou om sonde te rationaliseer. Nee, ek is nie geldgierig nie, ek is spaarsamig. Hy help jou, hy wys vir jou, hy wil hê jy moet dit rationaliseer. Ek steek nie my neus in ander se sake nie. Nee, dis nie wat ek doen nie. Ek gee net baie om. Nee, ek is nie alkoholist nie. Ek is vreeslik sosiaal. Okay, hoor julle die sondes, en dit is waar hy maak dat jy sonde minag en te veel dink van jouself. Hy wys vir jou die sondes van ander Christelike leiers. The devil loves to show you the sin of Christian leaders in the world. It's one of his strategic plans. Why? As hy dit doen, en hy kan, en die Here wys gebruik om so, if he can do it, then I'm not so bad. I'm not so bad. Wonder of jy daai nog gehoor het. Hy wil hê jy moet God se genade misbruik. You misuse God's grace. They say, I can do this. God will have to forgive me. God will have to forgive me. This is a great one. The devil would love to show you sinners who don't believe in God, how great their lives are. How great their lives are. Kyk hoe great lewe hulle. En dan
The devil would like to lie to you by taking one part of your life and you put it next to another part of your life. Jy vergelyk die een deel met jou lewe met die ander deel van jou lewe. Ek is 'n ouderling, ek doen baie by die kerk. Daarom kan ek maar hierdie klein sondetjie doen. Of, dis waar jy die maffia kry. The Italian mafia, I'm bad, but I really love my mom. Dit help jou nie, okay? Dit is temptation, accusation, aanklag. Wanneer jy te min van jouself dink. So die eerste keer is, it helps you to look more at your sin and less at your Savior. More at your sin and less at your Savior. It will help you to focus in on all your sin, and especially sin in the past that had a devastating effect, cannot be fixed. God already forgave you, but He wants you to focus on that. To focus on that. Ek wil nie alles lees nie. Hy wil jou laat dink dat jy is die enigste een. You are a Christian and you are the only Christian who battles with these thoughts. Wie dit al gehad? Wie dit al gehad, hè? Wat is jou gedagtes gewees, Mila? Ek moet weet wat my kind dink. Ek moet dit uitfigure. Okay. I wil jou laat voel, I'm the only one with this spiritual weakness. I'm the only one with this doubt in my life. Ek is die enigste ene wat nie verdien om deur God liefgehad te word nie. Ek wonder hoe lank sit jy al met dit in jou lewe? I've got a funny feeling there's a few people here who live under the accusation of the liar. Yes, you are sinful, but your sin can never be greater than God's grace and love for you. Niks sal God se liefde vir jou verwyder nie. Nothing can separate you from the love that God has for you. The liar want to tell you your sin is quite unique. All sins can be forgiven, but your sin are very unique. Jy het al gevoel? Jy het al gevoel? Nou is almal bang om hulle koppe te skud, né? Sien jy nou, wys jou nou. Het jy dit al ervaar? Ek sit baie keer met mense en dan mense, ja, maar Jaco, jy ken nie my lewe nie, ek het gesondig. Dan sê ek, kom ek vertel jou net gou, het jy onlangs iemand vermoor? Nee, nog nie. Het jy 'n vrou by 'n man gesteel, saam met haar gaan slaap en toe maak jy hom dood om my die pad uit te kry? Nee, ek het nog nie dit gedoen nie. Oh well, God even forgave that. Die Here sê, Dawid was 'n man so na in God se hart. Onthou net, Dawid kon sy knie buig, hy kon sê, Here, ek is jammer. And the thing about David, he could have accepted God's love and grace into his life. What are you carrying? What are you carrying at this moment? Where do you need God's forgiveness in your life? Wat het jy nodig om iets nou by God te los en aan te gaan met jou lewe? The devil is a liar. Hy wil 3 goed by jou steel. Liefde, vrede en blydskap. Liefde, vrede en blydskap. You want to steal those 3 things from you. You want to take away your love, your joy and your peace. What lie are you believing at this day? We're stealing your peace, your joy and your love. Just take a few moments there where you are. En nou waar jy sit. Iemand hier moet vandag hoor, God het jou lief. Iemand moet hoor dat God het jou lief. Jy is syne en hy is joune. En niks kan jou skei van sy liefde nie. Somebody got to hear this. God is in you, you is in God. I am yours and you are mine. My favor rests on you.
You are my beloved. I have knitted you together in your mother's womb. I have shaped you. You are beautiful. You are mine. You are mine. You are mine. Expel every lie. Jy is myne. Jy is myne. Christus se geskenk was genoeg vir jou. Christus geskenk was genoeg vir jou. As God na jou kyk, dan sien hy Jesus. Sien nie jou swakheid nie. Sien nie jou swakheid, hy sien Jesus. God kies jou. Hy begeer om meer van jou te hê. Hy begeer om by jou te wees. Jy is sy kind. Amen. Liewe gemeente, volgende week praat ons oor hoe veggekom. En Paulus gee vir ons pragtige inligting hoe om te veg. Ek wil julle hier uitstuur. The devil is a liar, God's grace is greater. And then, do not fear. With you, you are much stronger. Amen. Dankie julle. Geniet julle dag. Dankie. Dankie vir almal wat online gekyk het.